Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om jou groentetuin reg te kry vir lente, welkom by episode 55 van In Alle Erns. Ek het in Julie die voorreg gehad om die FSA as AfriForum verteenwoordiger saam met Erns Roots, my kollega van die Solidariteitbeweging, te besoek vir 'n steenwerwingstoer. In ons toenemend globaliserende wêreld kan geen volk bekostig om 'n eiland te wees nie. Elke kultuurgemeenskap benodig en vind baat by plaaslike en internasionale vriende en bondgenote. Een van AfriForum en die Afrikaner Stichting se kerndoelwitte met die besoek aan Amerika was om die Solidariteitbeweging en die Afrikaner se internasionale netwerk van vriende verder te versterk en uit te brei. Gevestigde vriendskapsbande is versterk en invloedryke nuwe vriendskapsverhoudinge is gesmee. Ons eerste steenwerwingsgeleentheid was die National Conservatism Konferensie of NatCon 4 in die Amerikaanse hoofstad Washington DC. Erns Roots is as gasspreker daarheen uitgenooi en ek as AfriForum verteenwoordiger. Die NatCon konferensie is 'n jaarlikse byeenkoms van menige meningsvormers, organisasies en politici wat almal hoofsaaklik een ding in gemeen het: toewyding aan die behoud en bewaring van dit waarvoor hulle lief is en dit wat vir hulle kosbaar is. In ons geval is dit die taal, geloof en identiteit van ons geliefde Afrikaner kultuur. Roots het in sy toespraak klem gelê op die Solidariteitbeweging se baanbreker selfdoen suksesse wat hoop skep vir die toekoms en die Weste se herontdekking van die Afrikaners. Ons het ook beide aan verskeie gespreksgroepe deelgeneem en vergaderings buite konferensieure bygewoon. Ons het gesprekke gevoer met talle invloedryke meningsvormers en organisasies wat belangstel in dit wat in Suid-Afrika gebeur en hoe veral minderheidsgroepe, soos die Afrikaners, op daardie gebeure reageer. Toe die nuus by die konferensie versprei het dat daar 2 Afrikaners teenwoordig is, het belangstellendes gedurende elke koffiebreek om die 2 boere saamgedrom. Dit het gou duidelik geword dat die buitelanders toenemend bewus raak van die uitdagings waarmee minderhede soos Afrikaners in Suid-Afrika gekonfronteer word. Hulle was veral gretig om te hoor met watse soort oplossings Afrikaners vorendag kom om die nuwe uitdagings die hoof te bied. 10 jaar gelede het die meeste mense wat ons internasionaal teëgekom het, min van Suid-Afrika se krisisse geweet en nog minder daarin belang gestel. 5 jaar gelede het hulle begin om kennis te neem van sommige van ons krisisse en was hulle bereid om dit te bespreek. Vandag is hulle deeglik bewus van ons krisisse en uitdagings, sowel as die omvang daarvan, en nou stel hulle pertinent en intens in ons unieke oplossingsbelang. Na ons suksesvolle besoek aan Washington DC is ons New York toe vir ons volgende groot steenwerwingsgeleenthede en 'n gros verdere vergaderings en onderhoude. Ons eerste netwerkgeleentheid in New York was 'n bekendstellingsfunksie van die tydskrifuitgawe van die publikasie IM 1776. 2 van my meningsstukke het reeds in die internasionale publikasie verskyn. Die redaksie het my en Erns Roots aangemoedig om nog meer artikels oor Suid-Afrika en Afrikaners en veral oor ons selfdoen suksesse vir hulle te stuur. Hierdie byeenkoms was 'n gulde geleentheid om skouers te skuur met jong, toonaangewende, internasionale, konservatiewe denkers en skrywers as bestaande en potensiële vriende van die Afrikaners en om verdere ondersteuning te werf vir ons projekte. Die tweede groot geleentheid in New York was die bekendstelling van die Afrikaner Stichting by 'n spesiale funksie wat deur die New York Young Republican Club aangebied is. Roots was daar ook 'n spreker, as ook Jack Posobiec, 'n wêreldbekende Amerikaanse skrywer en meningsvormer, en Raheem Kassam, 'n Britse meningsvormer en redakteur van die aanlyn nuuspublikasie The National Pulse. Kassam se publikasie het al vele artikels oor Suid-Afrika en veral oor plaasmoorde gepubliseer. Daardie aand het ons aan tafel gesit saam met die 2 sprekers. Ons het vir Posobiec 'n grafiek gewys van die aantal ou en nuwe raswette wat steeds in die wetboeke van die post-1994 Suid-Afrika verskyn. Hy was so verbaas dat hy dit die volgende dag met sy 2.7 miljoen volgers op X gedeel het. Gedurende ons besoek aan beide Washington DC en New York was die hooftema wat die meeste belangstelling ontlok het en waaroor ons by verre die meeste vrae gekry het, nie Suid-Afrika se menigte krisisse nie, maar eerder
Afrikaners se innoverende staatsbestande oplossings en positiewe toekomsvisie. 'n Boer maak 'n plan het duidelik van 'n plaaslike gesegde tot 'n internasionale treffer gegroei. Dit is bemoedigend om te weet dat ons suksesse en dit wat ons bou nie slegs vir ons mense in Suid-Afrika hoop gee en as inspirasie dien nie, maar ook vir talle mense oor see wat sien hoe hul lande al meer soos Suid-Afrika raak. Hierdie besoek in Amerika het ons opnuut daaraan herinner dat Afrikaners se roeping in die 21ste eeu dalk is om as touleiers voor te loop om soos die voortrekkers van ouds 'n pad oop te kap oor die onbekende berge en dale van ons tyd. Sodoende kan ons 'n blink nuwe toekomsvisie oopbreek wat Afrikaners en ander gemeenskappe kan inspireer om die toekoms blymoedig en hoopvol in onwrikbare geloof tegemoet te gaan. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie. En as jy self verder wil deelneem aan die gesprek, los jou gedagtes in die kommentaarafdeling. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.